Die blindheid gaan jou kos. Baie bekende verhaal. Hy op die donkie. Ken jy verhaal? William en sy donkie. Wonder hoeveel donkies is nog hier. Ek praat nie met mense nie, ek praat van hoeveel donkies sit jy nog op. Toe ek afsonder die week en ek vra vir die Here, gee vir my woord, en hy vat my hiernatoe, ek sê nee Here, gee my 'n woord, ek meen, gee my regtig 'n woord. En glo vir my, dis al waar die Heilige Gees my by gehou het. Nou, ek wil net vinnig bietjie agtergrond gee, gou gebeure. Syrië is totaal buite beheer. Duisende Christene word nou doodgemaak daar. Interessante nuus in Suid-Afrika, Rasool, ons ambassadeur is weggejaag uit Amerika uit. Hy's weggejaag uit die Kaap uit, hy kon nie sy job doen nie, nou gaan hy Amerika toe. Nou sorry, daar's dit nog die wit mense, en daar kan hy duidelik ook nie sy werk doen nie. So hulle het hom ook weggejaag, is die regering kwaad, verskriklik. Alright, vreemde goed besig om te gebeur. Trump het vrede bewerkstellig met Oekraïne. Trump is besig om vrede met Rusland. En toe Putin voorwaardes gegee en Trump het teruggegaan op sy woord en hy het weer wapens gegee vir Oekraïne. Vreemd hoe die goed werk. Vreemd hoe die duiwel werk. Dit is eintlik nie onbekend nie, die duiwel werk so. Alright. Baie interessante ding, twee goed wat gekom het. Trump het die Sondagwet ingeteken. Hoop julle weet wat dit beteken. Ons is alright, ons gaan mos Sondag kerk toe. Ons gaan 'n groot verrassing kry. En ek sê dit vanmôre by voorbaat. Hier kom die volgende afval in die kerk. Dit was eers met die lockdown, dit was toe met die inspuitings. Toe was dit die kantetjies van Israel, onthou julle? Ek het gesê, jy gaan 'n afval in die kerk kom, hier kom weer 'n afval in die kerk. Want as jy dink ons is okay, ons gaan onder die wet val van Sondag, dink weer. Dit is dan Sondag, die Songod, amptelik, wat inkom. En mag die Here jou bewaar, afval in die laaste dae. En dan groot skok. Hulle het 'n Bybel ontdek van 1575. En die Bybel se begindatum is Maart maand. Volgens die Jode is dit korrek, Nisan. Nogal korrek. Ons het 'n 13 maande kalender wat die kerk weggevat het. Sien julle wat praat hy van die misleiding in die laaste dae, maar hy sê die kennis van die kennis sal vermeerder, dan kom die einde. Maak my opgewonde. So Maart maand is 'n baie groot maand in die Bybelse kalender, omdat dit die eerste maand was wat God begin werk het. Hy het baie meer gedoen as wat ons dink. OK. Dis net so 'n lekker inleidingkie. Verlede week het ons gepraat, God is ons verskrikking. Vanmôre wil ek praat oor, pas op, jou blindheid gaan jou kos. Hier's natuurlik 'n ander verskriklike gevaarlike ding besig om te broei. Greyton het in hierdie week gesê, verskriklike verkeerde woorde wat hy gesê het. Die blankes sal weer Suid-Afrika regeer. Dis 'n verkeerde ding om te sê. Daar's 'n opstand besig om te broei. Ons is nou in die oog gehaat, want hulle wil nie die blanke meer hê om die regering of om die land te regeer nie. So hierdie ouens speel 'n baie fyn speletjie. En is jy blind vir die tekens van die tye? Ons is in eindtye. Numeri 22, die perikoop sê, Biljam seën die Israeliete teen sy sin. Groot storie.
Numeri 22 vers 1. Hy sê daar in vers 3. Daarna die kinders van Israel weggetrek, daarop geslaan in die vlaktes. Liefie, kan jy vir my bietjie kleiner maak? Ek sien hy gooi letters weg. Anders gaan ek by my Bybel bly. Ek het hom oop daar. Hy sê daarna het die kinders van Israel weggetrek, daarop geslaan in die vlaktes van Moab, oos van die Jordaan van Jerigo. Toe Balak die seun van Sipor sien alles wat Israel die Amorite aangedoen het, het Moab baie bang geword vir die volk, want hulle was talryk en Moab het beangs geword vanweë die kinders van Israel. Baie interessante gebeure. Ons kan vanmôre dadelik begin kyk na presies wat besig is om te gebeur. Die Bybel sê wat pas kom weer. Die hele wêreld kyk na Israel, die hele wêreld sit in opstand, die hele wêreld sien dit gaan goed met Israel en die hele wêreld is bang vir Israel. Praat van die oosterse lande. Dan gaan ek spring daar na vers 5 toe. As hy kom, hy sê vir my, daarop het die boodskappers gestuur na Bileam, die seun van Beor, in Pitor, wat by Eufraat is, in die land van die kinders van sy volk, om hom te roep en te sê, kyk, daar het 'n volk uit Egipte getrek, kyk, hulle het die oppervlakte van die land oordek en staan gelaar teenoor my. Hulle het uit Egipte uitgetrek, hulle is vandag terug in Israel, hulle het teruggetrek oor die hele wêreld. God het gesê, in die laaste dag gaan ek my volk weer bymekaar kry. In die oomblik toe dit begin gebeur, toe kom die wêreld in 'n opstand en Israel is skielik gehaat. Nou sê hy in vers 6, kom dan tog nou, vervloek hierdie volk vir my, want hulle is magtiger as ek. Miskien sal ek onder hulle 'n slag kan slaan en hulle uit die land verdrywe, want ek weet, die een wat jy seën is geseënd en die een wat jy vervloek is vervloek. En wat het gebeur? 7 Oktober verlede jaar. Dis Israel vervloek. Ons regering het saam vervloek. Al die lande het begin opstaan. Die enigste land wat staan saam met Israel is Amerika. Sterk land praat ek van. So die herhaling is besig om hom af te speel, maar hierdie sage raak baie interessant. Hy sê vers 7, toe het die oudstes van Moab en die oudstes van Midian gegaan met waarsêers loon by hulle en by Bileam gekom en om die woorde van Balak het hulle vir hom meegedeel. Waarsêers loon, met ander woorde vals gerugte. Hulle het gegaan en hulle is gekoop. Net soos Oktober verlede jaar. Almal is gekoop, die wêreld is gekoop, die wêreldorde het die mensdom gekoop, die wêreldorde het geld gestuur na universiteite toe dat die studente opstandig kan raak teen Israel. Dis 'n omkoopgeskenk, hulle noem dit die waarsêers geskenke. Die ooreenkomste is baie duidelik. Daarop vers 8, antwoord hy hulle, bly vannag hier oor, dan sal ek julle berig bring soos die Here aan my gesê het. Toe het die vorste van Moab by Bileam gebly. Right. Hy sê, en Bileam het God geantwoord, baie interessant. Ons hier begin 'n baie interessante gesprek. Balak die seun van Sipor, die koning van Moab, laat my weet. Kyk, daar het 'n volk uit Egipte getrek en hulle die oppervlakte van die land oordek. Kyk nou, vervloek hulle vir my, miskien sal ek hulle nie dan kan beveg en hulle verdrywe. Right, baie interessante gesprek. Hy nooi hulle om te bly. Maar ek sal hoor wat sê God. Want hierdie koning wil ek met hulle vervloek. Die intriges raak sterker. Toe sê God vir Bileam, jy mag nie saam met hulle trek nie. Jy mag die volk nie vloek nie. Want hulle is geseënd. Wat doen Suid-Afrika? Ons vloek hom. Weet julle, ons sit onder 'n vloek van 'n regering wat Israel vloek.
Hulle het laasweek die ding herbevestig. Hulle het hulle weer geskaar by Palestynë. Hulle het weer gesê Israel moet uitgehaal word. Ons sit onder 'n mag. Kind van God. Ons slaap. Want vir alles wat jy in hierdie land ja sê, keer jy goed. Ons aanvaar dit maar. Want ons het hierdie fatale fout gemaak. Toe hierdie regering in bewind gekom het, ons is 'n paar mense, miskien myself ook ingesluit, wat gesê het, man, hierdie ou, hy is nogal clever. Hierdie ou wat die land regeer, hy is nogal 'n slim ou, glo my, hy's slinks. Hy's baie slim. Hy werk, maar die probleem is, ons het aanvaar wat hulle gesê het, en ons het gesê, dis goed. Gaan kyk hoe lyk dit nou oor die hele Belarus, gaan kyk hoe lyk dit oral in die hele Europa, oor mense nie meer saamstem met hulle presidente nie. Hulle is in 'n opstand. Want die ouens neem besluite, en ons probleem is, ons aanvaar maar. En ons sit onder die geklank van die anti-Kris gees. Dis die tragedie. Hy sê daar, toe staan Biljam die môre op, en hy sê aan die vorste van Balak, gaan na julle land, want die Here het geweier om my saam met julle te laat gaan. God het geweier dat ek saam met jou moet gaan. En die vorste van Moab het klaargemaak by Balak gekom en sê, Biljam het geweier om saam met ons te gaan. Daarop stuur Balak nog meer vorste, wat meer en aansienliker was as die ander. Wat het gebeur in ons regering? Ramaphosa het in kringe begin beweeg, waar hy nooit was nie. Mees invloedrykste mense. Jy sien, sit hy saam met Putin, sit hy saam met China, sit hy saam met hierdie ou, sit hy saam met hierdie ou. En ewe skielik stuur hulle sterker ouens om hom te oortuig. En die moeilikheid kom nog, want ek weet nie of julle bewus is wat het gebeur hierdie week nie. Alright? En hulle het by Biljam gekom en hom gesê, so spreek Balak, die seun van Sipor, laat jou tog nie terugkom na my te kom nie, want ek sal jou baie hoog vereer, en alles wat jy my sê, sal ek doen. Daarom tog, kom tog, vervloek hierdie volk vir my. Hoor wat sê hy. Toe antwoord Biljam, en hy sê aan die dienaars van Balak, al gee Balak my sy huis vol silwer en goud, ek kan die bevel van die Here my God nie oortree om klein of groot te doen nie. Met alle woorde, daar's geld. Kom aan, ons gaan vir jou. Hy sê man, die koning se huis vol goud, silwer, gaan my nie beïndruk nie. Ons president was kind van God. Maar die geld het hom totaal ingehaal, die geld het hom totaal oorweldig. En hy het geval vir hierdie grappie. Die probleem is, die Here praat hier met Biljam, maar dit is vir my vreemd hoe die Here praat, dit is vir my baie vreemd, ek wil dit graag met julle deel. Hy sê in vers 19, nou sê Biljam weer, nou dan, bly julle tog vandag hier, dat ek mag weet wat die Here verder aan my sal sê. En hoor wat sê hy, God het in die nag na Biljam gekom en aan hom gesê, as die manne gekom het om jou te roep, staan dan op, gaan met hulle saam, maar net wat ek jou sê, dit moet jy doen. Goed, God sê vir hom, gaan saam, gaan op die aeroplein, vlieg Amerika toe, vlieg Rusland toe, vlieg waar oral jy wil, Europese nasies, klim, gaan, maar wat ek vir jou sê, moet jy doen. Is jy vanmôre besig om te sê wat God vir jou sê om te doen? Of is jy besig met 'n compromise? Is jy besig om te versag die woorde wat die Here vir jou gee? Maar jy sien, nou kom hier vir my persoonlik was hierdie 'n groot krisis. Want dit is 'n draaipunt. Toe maak Biljam die môre klaar en sal sy esel op en hy het weggetrek saam met die vorste van Moab. Hoor nou vers 22.
Maar die toorn van God het ontvlam, omdat hy weggetrek het. God sê trek. Maar weet jy wat? Daar's 'n valsheid in jou hart. En God weet jy gaan met 'n agenda, gaan jy trek. In die volgende vers sê die Here, sy toorn het ontvlam teen Bileam omdat hy getrek het. Want God het geweet wat is die motief. God het geweet hoekom gaan hy. God het geweet hy gaan nie by die waarheid bly nie. En hier ontvlam God se toorn. En ek sit met hierdie ding, ek sê Here, maar U sê vir hom gaan, nou is hy kwaad dat hy gaan. Hy kom ons nie vir God sê ek gaan nie. Jy moet vir God ja sê. Jy kan nie sê. Maar Here, nou is hy gehoorsaam, nou gaan hy. Nou is U vir hom kwaad omdat hy gaan. Hoe werk dit? Hoe kan hierdie goed normaal wees? Hoe kan ons dit verstaan? Ek wil teruggaan na vers 18 toe. Bileam sê, al gee Balak my sy huis vol silwer en goud, ek kan die bevel van die Here my God nie oortree, om klein of groot te doen nie. En toe val hierdie president boetsenal in die stryk. En hulle gee vir hom Woensdag aand 95 biljoen rand. United Nations. Want Amerika het gesê alle sanksies. Nou gaan hulle 407 miljoen rand se vigsmedisyne kry. Waar die ander heen gaan, seker maar net sake toe. Maar op die einde van die dag het hulle die besluit geteken van die NHI, die gesondheidsorg, goedgekeur sonder die parlement. Waar dink julle gaan daai geld heen? Jy sien, hy het geval vir Bileam se triek. En vanmôre is my boodskap, ek wil jou waarsku om nie te val in dieselfde triek nie. Vers 23 in die engel, kom ek gaan in die middel van vers 22. En die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teeparty, terwyl hy op sy esel ry en sy 2 dienaars by hom. Jy sien, God gaan staan in jou pad sy teeparty. En my vraag vanmôre, sien jy hom? Sien jy hom raak? Is hy jou teeparty wat voor jou staan? Is hy die God wat vir jou sê, ek is goed, kom volg my. Kom op my voetspore, kom ek gaan vir jou lei, kom ek gaan vir jou deurdra. En die eerste het die engel van die Here in die pad sien staan, met sy ontblote swaard in sy hand, daarom het die esel uit die pad uitgedra, die veld ingeloop, maar Bileam het die esel geslaan, om haar na die pad te stuur. Jy sien die moedswilligheid, die koppigheid van Bileam, hy staan vas en hy gee vir die donkie sla. Die esel sien die engel. Maar wat vir jou vandag sigbaar? Wat sien jy? Wat sien jy? Sien jy net donkerte? Sien jy net moeilikheid? Wat sien ek toe hierdie krag afgaan Woensdag? Deur die genade van die Here, wat sien ek? Sabotasie. Dis wat ek sien. Dis logika. Dan gee hulle jou 'n tyd, dan gaan die krag aankom, dan gee hulle jou 'n ander tyd. Dis soos Balak wat vir Bileam sê, man, weet jy, as jy dit nie so doen nie, gaan ek jou meer gee. Weet julle wat is ons probleem? Ons het dit aanvaar. Ons het dit aanvaar. Ons sit maar terug. Ons sê maar, is maar oukei. Toe daai ouetjie sê, Vrydagmiddag 5:00, sê ek vir my vrou, hy lieg. Hy lieg, hy's vol leuns. Hy gaan dit nooit reg kry nie. Toe is dit skielik Saterdagoggend, toe is dit Saterdag 12:00, toe is dit Saterdagmiddag, gisteraand toe sit hulle dit aan. Ek sê vir dit gaan nie aankom 7:00. Hulle lieg, is al wat hulle doen. Kan julle verstaan wat doen die regering? Hulle lieg. Hulle lieg oor alles. Ek wil vir jou vanmôre vra, kind van God, is jy wakker? Die goed gaan vir ons omkant vang. Hulle gaan vir ons omkant vang. Ons moet waak en bid.
soos nog nooit van tevore nie. Hy vers 24-25, daarop gaan die engel van die Here in 'n holpad tussen die wingerd staan, 'n muur tussen en 'n muur aan die ander kant. En toe die esel die engel van die Here sien, druk hy sy haarself teen die muur en druk ook Bileam se voet teen die muur. Daarom het hy haar weer geslaan, koppigheid. Hy draai uit. Hy maak eintlik die baas se voet seer. Hy sê vir hom, voel bietjie, weet julle wat doen God in hierdie laaste dae? Hy sê, kinders van die Here, voel bietjie, want julle wil nie, hoor nie, julle gaan voel. Die hospitale is vol, ons kom by niks anders teruit nie. Mense lê op strepe. Die snaakste goed kom oor ons mense. En elke vraag wat ek vra, is God nie besig om jou te praat nie. Die snaakste siektes. Die vreemdste goed. Jy kan nie jou lewe dit nie oor vertel nie. Is God nie besig om te praat nie? Hierdie esel moet maar teen die muur loop, dat jou voet dan maar seer kry. Want die Here wil jou aandag hê. Maar wat doen hy? Hy slaan die donkie. Jy slaan jou krisis. Jy slaan eintlik God. Met jou koppigheid, met jou moedswilligheid. Jy weier om die knie te dra. Maar dan kom vers 26, genade. En die engel van die Here het weer verder gegaan en bly staan op 'n nou plek, waar geen pad was om regs of links uit te draai nie. Weer genade. Hy kom op 'n plek waar hy sê, okay, ek gaan net in jou pad staan. Gaan niks doen nie, gaan nie jou voet seer maak nie, jou nie kwaad maak nie, gaan net in jou pad staan. Ek wil jou net bietjie breek, ek wil jou net bietjie kalm maak, ek wil net hê jy moet bietjie hoor, bietjie luister, bietjie fokus. Genade. Vers 27, toe die esel die engel van die Here sien, gaan sy onder Bileam lê. Daarop het Bileam baie kwaad geword en die esel met 'n stok geslaan. Die engel doen die regte ding. Gaan lê voor God. In sy nood. Die engel het nie meer raad nie. Die engel weet nie meer wat hy kan doen nie. Die esel sê, ek kan nie die kant nie, ek kan nie die kant nie. Hy staan in die middel van my pad. Ek het net een pad, nee toe. Ons gaan teëgedwing toe word. Julle het nie idee wat is die speletjie agter die skerms nie. En ons sit met 'n baie valse gerusheid. Dit gaan net goed in ons land. As ek kyk na die BEE's, is heeltemal 100 biljoen is op sy gesit hierdie week. Net vir BEE. Uitsluitlik net vir die swart bemagtiging. Sy eie woorde. En dan kom die westerse lande en hulle gee 95 biljoen. Wil jy vir my sê, hulle het nie idee wat maak hulle met die geld. Maar jy sien, is alles kop en eemis. Want op die einde van die dag, wat Trump weggevat het, wil hulle nou gee, maar onthou, hulle staan saam met die kommunistiese lande. Ons is klaar onder die regime van die kommuniste. Waar is God in hierdie plek? Nêrens. Hy gaan na vers 28. Maar die Here het die bek van die esel geopen. En hy sê vir Bileam, wat het ek jou gedoen dat jy my nou al 3 maal geslaan het? Ek sou my al die afskrik. My donkie praat met my. En hy sê, wat het ek gedoen? Jy slaan my alweer. En hy so in sy woede, in sy vuilvieslike wêreld vasgevang van sy eie ek. Hy antwoord hom, Bileam, hy sê, omdat jy die spot met my drywe, was daar net 'n swaard in my hand, dan het ek jou sekerlik doodgemaak. Imagine! Hier staan ek voor die donkie, en ek skop hom, hy sê, hey, hoekom skop jy my? Maar jy is simpel, man. Wie is simpel? Die ding of die ding?
Hy kom nie agter nie. Hy is so verhard, hy is so in towery, dit kom uit. En dis die probleem dalk vandag. Ons sit dalk almal vanmôre onder towery in Suid-Afrika. Ons sit onder 'n mag wat in voorvaders glo. Ons sit onder 'n mag wat voorvadergeeste oproep. En ek sien alles gaan maar weer terug na die sport toe. Almal is super excited. En ek het op Telegram 'n vraag gevra. Gaan julle terug na julle ou sportgod toe? Of na julle God toe? William, liewe aarde, hy het 'n ondervinding. Wat ek nie kan verstaan, dat hy nie kan deurdring nie. Maar hier kom die geheim vers 31. Nee, vers 30. En die esel sê vir William, nou is dit sommer 'n gesprekvoering. Is ek nie jou esel waar jy jou hele lewe lank opgery tot vandag toe nie? Was dit ooit my gewoonte om so iets met jou te doen? En hy sê, nee. Wat is jou verlede besig om met jou te doen? Hoekom bly jy in jou verlede? Ken jy jouself nog nie? Moet jy nog steeds die skuld op 'n donkie sit? Daai ding wat jou hele lewe gekom het saam met jou, blameer jy hom nog steeds? Dan het jy 'n verkeerde ding, want jy sien die ding wat saam met my gekom het, is nie 'n ding nie, is 'n persoon. Christus Jesus. En ons is besig om presies dieselfde te doen wat William en die donkie doen. Die donkie vra, ek kom my hele lewe saam met jou, het ek ooit snaakse goed te doen? En William sê nee. Hoekom begin jy snaakse goed doen? Hoekom vertrou jy God nie? Ek dien nie vanmôre 'n snaakse God nie. Ek dien vir God, vanmôre God van waarheid. Ek sing van sy goedheid, maar as dit verkeerd gaan, as daar moeilikheid kom, dan blameer ek hom, dan's hy die donkie, dan wil ek hom voeter. Want hy kry die skuld. Jou blindheid. Pas op. Die geheim, dank die Here. Dank die Here. Toe open die Here die oë van William, sodat hy die engel van die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand en hy het gebuig op sy aangesig, het hy neergeval. Dank die Here. En ek wil vir u vanmôre sê, as daar tyd is wat ons geeste oë moet oop. 2025, Maart maand. Hier's groot dinge aan die gebeur. Daar's 'n ongelooflike vervolging wat kom teen die Christene. Oor die hele wêreld sit klaar besig. En hulle het hierdie week, donderdag gesê, you Christians, we coming for you. Okay, bravade, wat sê ons? Bring it on. Want ons Afrikaner, brandewynbrieke en rugby. Ek bekommer my dood. Bekommer my regtig dood. Dan gebeur hier 'n paar dinge. Interessant weer. Vers 35, die engel van die Here sê vir William, weer, gaan saam met die manne. Maar net die woord wat ek jou sê, dit moet jy spreek. So het William dan met die voorste van Balak saamgegaan. En dan gebeur daar baie interessante ding. Hy begin, ek dink 3 keer sê hy vir hulle, vir Balak, okay, bou jy 'n tempel. Nie 'n tempel nie, wat noem jy 'n altaar. En dan slag jy 'n bok en 'n ram. En ek sal na my God toe gaan en ek sal dieselfde doen. Okay, 3 keer. Elke keer dan bou hy sy altaar, hy sit die ram, hy sit die bul daarop en dan antwoord God en dan elke keer sê William vir hom, ek mag hulle nie vervloek nie. Ek mag hulle nie vervloek nie. Ek mag hulle nie vervloek nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet suiwerheid in jou hart kry, jy mag Israel nie vervloek nie. Die hele website is vol, hoe vieslik, hoe verkeerd,
hoe demonies is die Jode, julle gaan slaag kry. Vir jou skrif gee, vir jou sê die Jode is skoon. Hy moet skoon wees, want hulle het 'n skoon God. Ek spring na Numeri 23 toe vers 8. Hoe sal ek vloek, wie God nie vloek nie? En hoe sal ek verwens, vir wie die Here nie verwens nie? Want die top van die rotse af sien ek, en van die heuwels af aanskou ek hom. Kyk, 'n volk wat afgesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie. Israel is geen nasie in die wêreld se oë nie. En die wêreld erken hulle nie. OK. Wie het die stof van Jakob getel? En wie volgens getal die 4de deel van Israel? Laat my sterwe die dood van die opregtes, laat my einde soos syne wees. Toe sê Balak vir Bileam, wat het jy my aangedoen? Ek het jou laat haal om my vyande te vloek, kyk, jy het net geseën. Maar hy antwoord daarop dit, moet ek dan nie sorgvuldig alles spreek, wat die Here in my mond lê nie. Groot saak. Ek en jy moet klaarmaak om saam met die stroom te gaan. Ons moet saam met hierdie predikant, en dominee en pastoor, en hy sê dit, en hy sê dit, en hy sê dit, en ek raak en, staan. Want kyk hierdie wysheid. Weet julle wat word die groter probleem? Die Joodse geloof. Want nou wil ons ook almal skielik Jode word. Afrikaners, suiwer Afrikaner. Jy's nie 'n Jood nie. As jy 'n Jood was, jy slaag gekry, want ek sien hulle is suiwer. Ons is 'n basternasie. Ouens, ons moet wakker word. Die tekens van die tye is op ons. Hy sê vers 17. En hy het by hom gekom, terwyl hy daar staan by sy brandoffer, die vorste van Moab by hom. Balak sê vir hom, wat het die Here gespreek? Toe hef hy sy spreek aan en sê, staan op Balak en hoor, luister na my seun van Sipor. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waarmaak nie? Kyk, ek het ontvang om te seën en het hy geseën. Dan kan ek dit nie keer nie. God het gesê, Israel is my volk. Suid-Afrika het gesê, hulle is wreed, hulle maak die kinders van Palestinië dood. Ons het dit aanvaar. Hy het gesê, hierdie week wat verby is weer, ons gooi al ons gewig by Palestinië. Weer. Die kerk stil gebly. Het ons rede om bekommerd te wees? Ek dink so. Ons is onder 'n gees wat ons in 'n vloek sit teen God. Daar's 'n skrifgie wat sê, die regverdige en die regverdige. God sê dit. Gaan ek straf. Sjoe. Vers 21, 'n mens aanskou geen ongeregtigheid in Jakob en sien geen onheil in Israel nie. Die Here sy God is met hom en die gejubel tot eer van die koning is by hom. Hoor wat sê hy nou vers 22. God wat hulle uit Egipte uitgelei het, is vir hulle soos die horings van 'n buffel. Met ander woorde, gaan jy met 'n buffel speel. Jy gaan slaag kry. Hy gaan jou verwoes, hy gaan jou vernietig. Hy gaan jou op die grond vasdruk, hy gaan jou uitmekaar uitskeer. Ons speel met God.
Want die kinders van die Here sonder hulle nie meer af nie. Ons het in 'n happy-go-lucky flow geraak. Ons het toegelaat dat alles wat kom, aanvaarbaar is. En ons is blind, want ons ry nog dieselfde donkie, since forever. Is dalk tyd dat jou donkie bietjie wild raak en jou afsmyt. Ons sit in 'n gemaksone in Suid-Afrika wat my verskriklik bekommerd maak. Weet jy, ek luister na ek gaan seker sy naam mag noem, Gustav Preller. En ek hoor wat hy sê, sy bekommernis. Maar die kommentaar op sy groep sê, kan jy nie asseblief in die kerke gaan preek om die Christene wakker te maak? Dis scary. Dis baie scary. Wat besig is om te gebeur. Goed, dan spring ek na nummer 24 toe, ek maak amper klaar. Toe Biljam sien dat dit goed was in die oë van die Here om Israel te seën, het hy hom nie soos die vorige keer hoor nou wat sê hy, soos die vorige kere tot towerny gewend nie, maar sy gesig na die woestyn gedraai. Wat is dit? Ek sê Here, maar 2 keer sê die Here, 'n engel van God staan voor hom. 3 keer sê hy dit. Maar hier sê hy gaan na towery toe. Met ander woorde, hy soek 'n compromise. Hy wil 'n leen hê. Hy wil tog vergoeding hê. Hy wil tog hê hulle moet tevrede wees. Hy wil tog hê ietsie wat kan kom my kant toe. Ek sien in die week water lek hier in Vanderbijlpark. Al vir weke. Toe moet ek julle werk ook doen. Weet julle wie kom kyk na die waterlek? 2 manne en 'n splinternuwe Mercedes. En hulle kom kyk na die waterlek, hulle is dan baie mooi aangetrek. Nie overalls nie. Kyk die water om die draai 20 meter is net so 'n groot lek. Okay, ons gaan hier in oopgruin, daar ry hulle dink nie aan daai een nie. Ouens, is dit nie tragies nie? Van ons hardverdiende geld. So wat moet ons doen? Ons moet nie 'n politieke opruiming hier begin nie, glad nie. Ek sê net, kom ons begin saam staan en kry 'n goeie prokureur, betaal die geld by hulle in. Hoekom dink julle is die krag en vereniging hierdie week af? Die geld was Eskom toe en hierdie ouens hanteer dit nie. Want jy het 'n burgemeester wat uitgestem is met geweld teruggestem is na hy 500 miljoen gesteel het. En ek moet hom met my geld vertrou. My wêreld. Ons moet 'n geestelike oploop begin. En ons moet saamkom, en ons moet hande vat, en ons moet bid, en ons moet hierdie vyandsmagte uitklee. Maar nee, hierdie donkie loop te lekker en te stadig. Hy sis ons aan die slaap. Goed. Hier kom nou die groot ding van Biljam. 24 hoofstuk 24 vers 2 en ek gaan klaarmaak. Toe Biljam sy oë opslaan Israel sien, soos hy volgens sy stamme in die laar staan, het die gees van God op hom gekom. As jy die Here gaan vra om jou geestelike oë oop te maak, sal die gees van God oor jou kom, en kind van die Here, dan is die kerk nie meer net 'n saamry, lekker plek, jollification, gospeltrein, wat oral gepreek word. Oral, hierdie môre word daar gepreek, man,
dit is net 'n smart gospel trein, voorspoed, welvaart, oorvloed. As een van julle daar is, kom vertel my hoe moet ek dit doen? Want ek sien nie hierdie oorvloed en welvaart en herlewing nie. Sjoe. Wat probeer ek doen? Ek probeer julle vanmôre net aanmoedig om wakker te word. Asseblief. Vers 4 is my so mooi, die hoorder van die woorde van God spreek. Hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. Jy sien, as jou geestesoë oop is, sien jy God se heerlikheid. Vers 14, en nou, kyk, ek gaan na my volk toe. Kom, ek sê jou inligting gee, wat hierdie volk, jou volk sal aandoen. Hier kom die waarskuwing. Hier kom nou die groot waarskuwing. Hy sê, ek gaan nou terug na my mense toe noem, maar wag bietjie. Die Here het my woord gegee, en uiteindelik is Willem op die plek, en hy sê, alright, ek gaan nou terug na my volk toe, maar hier kom julle slegte nie. God gaan aan julle doen. Hoor wat gaan hy nou doen? Maar hoor net, wanneer gaan hy dit doen? Baie interessant, as hy kom daar by vers 14 se einde. Hy sê wat, hierdie volk, jou volk sal aandoen. Wanneer? Aan die einde van die dag. Nou gaan ons eindtyd. Nou gebeur hier 'n paar baie interessante goeters. Luister gou wat sê hy nou, daar in vers 20. Toe hy Amalek sien, het hy sy spreek aangehef en gesê, Amalek is die eersteling van die heidene, maar sy einde is ondergang. Toe hy die Keniete sien, het hy sy spreek aangehef en gesê, jou woonplek is vas, jou nes is gebou op die rots, ewenwel sal Kain tot verwoesting wees. Hoe lank nog? Asser sal jou as gevangene wegvoer. Wat gebeur nou? Wat gebeur in Assirië? Hulle voer hulle weg. Hulle skiet hulle dood oor die 9001 plek. Christene. Hier word dit getuig, geprofeteer in William se tyd. Verder het hy sy spreek aangehef en gesê, wie sal lewe as God dit beskik? Hoor nou hier, vers 24. En skepe kom van die kant van die Keteers af. En hulle verneder Asser, hulle verneder Heber, en hy is ook tot ondergang bestem. Toe kom die bote in hulle duisende uit die Afrika lande, hulle gaan oor die waters, hulle gaan Europa, die Keteers. Die Galdeërs, Babylonië. Die eindtyd volk, die volk wat nie kan bloos nie, is oor die hele Europa. Weet julle hoekom kry Europa sla? Paulus het sy lewe gelê om Europa te gaan evangeliseer. Hy was Rome toe, hy was Italië toe, hy was Spanje toe. Hulle almal het hulle rug op die Here gedraai. Hierdie is die loon wat hulle terugkry oor hulle afvalligheid. Nou wil ek dit saggies sê, dit nie dalk die loon van Suid-Afrika oor ons afvalligheid nie. Ons regeerder het so pas 95 biljoen rand gekry. Hy gaan ons roel en rein. En wat gaan jy doen? Jy het een antwoord. Kom by God uit. Kom by God uit soos nog nooit in jou lewe nie. Toe het William hom klaargemaak, weggetrek, na sy woonplek teruggekeer. Die woord is uit.
Dan spring ek na Jesaja 40 toe. Troos, troos my volk, sê Here God. Spreek na die hart van Jerusalem, roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Bid jy vir hulle? Dis jou opdrag. Ons ou mense het altyd gesê die Jode is skelm. Hulle lieg, hulle was afgunstig omdat hulle ryk was. Bid vir hulle. Weet julle wat het so pas die week gebeur, hier by Donderdag? Hulle het hoofsetels in Damaskus begin slaan. Weet julle wat het gisteraand gebeur? Laasnag. Amerika die Houthis begin slaan met vegvliegtuie. Trump het gesê die hel sal losbreek. Dit het. Almal vat hande. Almal vat hande. Almal vat hande op die stadium teen Amerika. Die European nations, Putin, China, Iran, hulle het nou vergadering. Almal het kernwapens. Praat ek julle bang? Nee man, ek sit julle vol moed. Ek sê net klim van jou donkie af. Klim bietjie op 'n perd. Want jou koning kom op 'n perd. Kom jy op 'n donkie. Right, en ons gaan as oorwinnaars op tegemoet. Right, hy sê vir my daar vers 3, vers 2. Vers 3. Dankie liefie, jy is skerp en sy verjaar ook vandag baie geluk. 'n Stem van een wat roep, ry in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad. Vir wie? Vir God, hy's op pad. Logika. Hy het nog altyd 'n saak met Israel. Hy gaan sy laaste saak met hulle hê. Jesus kom sy bruid haal. Ons gaan 7 jaar fees vier. Ons kom 1000 jaar in Jerusalem saam met hom bly. En as dit klaar is, kom God terug Israel toe. Hou dit. Right, vers 4. Elke dal moet opgevul, elke berg en heuwel klein gemaak word, en die bult moet 'n gelyke en die rotsagtige plekke 'n laagte word. En die heerlikheid, hoor wat sê hy, van die Here sal geopenbaar word. Nou, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het gespreek. Alle vlees sal dit sien. Met ander woorde, al die volke sal dit sien, God se heerlikheid. OK. Vers 6, 'n stem sê, roep, en hy vra, wat moet ek roep? Kry dit vanmôre op jou donkie se rug, in jou hart. Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid, soos 'n blom van die veld. Ons is niks. Wat ons is genade. Moenie meer van jouself dink as wat jy doen nie. En ek wens die boodskap kan redelik wyd in Suid-Afrika gaan, dat die Suid-Afrikaner kan ophou hoogmoedig wees. Gee hom 'n brandewyn, gee hom 'n nuwe bakkie en watch hom. Onaantastbaar. Hy sê vers 7, die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Goed, vers 8, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Ewigheid. Toe hy besluit, ek gaan Israel uit Egipte uithaal, het hy besluit, ek gaan by hulle bly. Ek gaan onder hulle kom woon. Paar 1000 jaar later, ek gaan na hulle toe. Right? Vers 9, o Sion, berg van God, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag,
hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Suid-Afrika weet nie meer wie is God nie. Want ons word gebreinspoel, ons word vertel, ons word beveel. Het julle gehoor wat het hulle in die week ook gesê, die minister van polisie? Alle wettige wapens moet ingehandig word. Wie wat sê ons? Try dit. Ek lag vir jou. Tyd dat jou stem gehoor word, dat hierdie land, die mooiste land, een van die mooistes in die wêreld, terugkeer na God toe. God het vir ons die beste gegee. God het vir ons die mooiste gegee. Weet wat? God het ons vertrou met hom. En ons het ons dol op die donkie se rug bly klim. Vers 10 sê, kyk, die Here sal kom as 'n sterkte en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Nou wil ek julle gou-gou hier 'n ding vertel. Toe ek hierdie lees, toe gaan dit vir my oop. En ek sê, Here, nie wag dat ek dit weer lees. En ek gaan verby en ek gaan weer terug en ek sê, wat sê u vir my? Hy sê die Here sal kom as 'n sterkte, sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Ek sê, praat u van die wegraping? En hy sê, ja. Kyk gou wat sê die volgende vers. Hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Vers 21. Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondament van die aarde gelet nie? Hy gaan jou troos. Hy gaan sy lammers bymekaar vat. Hy gaan ons wegvat. Maar weet julle wie gaan saam met die wegraping? Die heiliges. Die heiliges. Nie die donkieryers nie. Vers 22. Hy sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is soos sprinkane. Hy span die hemel uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Dan vers 23. Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander God in nietigheid. Dis wat al hierdie ouens wat dink hulle is iets, daar's hulle pad. Jy sien, wat oor die eeue gebeur het, God het opdrag gegee, maak die volk dood, maak die volk dood, maak die volk dood. Die ongehoorsaamheid was, hulle het nie geluister nie, hulle het nie geluister nie. Openbaring kom God, dan sê God self aan die einde, hy sal almal vernietig. Dan sal hy die nasies almal vernietig. Dan sê hy vers 24, skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of hy blaas op hulle, sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg soos 'n stoppel. Met die asem van sy mond verdelg hy ons. Vers 25, by wie sal julle my dan vergelyk? Dat ek net, soos julle, net so kan wees, spreek die Here. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat die leerskare uittrek volgens getal. Hy roep hulle almal by die naam vanweë die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie, nie een nie. Daarom kom hy weer met 'n vraag. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby? Twee keer het jy al gesê, ja, maar God weet nie. God's nie bewus van my nie. Jy het 'n ander God wat jy dien. Right. En hier kom die belofte. Weet jy dit nie?
Of het jy dit nie gehoor nie? Die ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar's geen deurgronding van sy verstand nie. Met ander woorde, onverklaarbaar. Jy gaan hom nie verstaan nie. Sy weë is nie joune nie. Sy gedagtes is nie joune nie. Right. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel word nie mat nie. En ek sluit hiermee af. Ons is in die einde van tyd. Jesus het gesê, julle gaan dit baie moeilik hê. Maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Daar's net een manier om te weet, jy's by sy voete. Wees stil en weet. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ouens, hulle let duisende mense af. Nie net Suid-Afrika nie, oor die hele wêreld. Daar's 'n resessie onvermydelik wat kom. Kyk na al die wêreldleiers. Almal koop goud. Hulle belê in goud. Want die geldwaarde is besig om af te kom. En ons probleem is, ons het te veel ons vertroue in ons beursie, in plaas van op God. Ken my al jou weë, gaan ek jou paaie gelyk maak. En ek wil vanmôre hierdie ding net op jou hart druk. Moenie soos Biljam by towery betrokke raak nie. Want 2 keer praat die engel met hom. Maar hy sien hom nie. Jy sien, die wêreld verblind ons. En die wêreld gaan maak dat ons afvallig gaan raak. Ek het Vrydag 'n gesprek gehad met mense wat 'n plek in die Laagveld het. Hulle het 'n troue daar in 'n boershuis. 2000 mense kan hulle huisves. In my hart huil en ek sê vir my vrou, nooit. Jy sien, die God van die wêreld het ongelukkig ons land se God ook geword. Want hoe hierdie regering gaan werk het met, kyk, hulle praat nie van millions nie, hulle praat van billions. Het ons almal begin 'n idee kry. Dis waar ons moet wees. Daar's easy money, daar's baie geld, en dan kry ons die skok. Dis nie wat God sê nie. So, ek pleit vanmôre by jou, klim van jou donkie af wat jy nou al so lank ry. En vra die Here, sy moet jy op 'n wille donkie sit. Wie het al op 'n wille donkie geklim? Ek het. Klein seentjie. Ek het al op 'n paar wille perde ook geklim. Jy val vir jou kadoekswoord. Maar wie wat dit gee autoriteit. As jy daar opstaan, weet jy, ek gaan jou ry. Ek gaan jou ry. Eerste keer toe ek van 'n perd afval, toe sê my oom vir my, Ewen, klim op. Sê ek, nee oomblik, toe sê hy, klim op, anders gaan jy altyd bang wees vir hom. Ek sê jou vanmôre, ruil jou donkie om. Vra God, dat die Heilige Gees instap, jou oë oopmaak, dat ek en jy kan waaksaam en wakker wees, en dat ons die stem van God baie duidelik sal hoor. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons voorbeelde uit die woord van die Here het, maar dis nie geskiedenis nie. Die woord van die Here sê, wat was, kom weer. Wat ou Biljam beleef het daai tyd, hy moes die volk vervloek. In 2025 vervloek hulle weer die volk. Vanmôre kan ons vra, vergeef asseblief hierdie onnooslike Suid-Afrikaanse regering. Vergeef hulle die dwaasheid, die audacity wat hulle het, om u volk te vervloek. En ek wil vanmôre bid
vir u kinders. Ons vereenselwig nie met hulle nie. Here, maar ons is onder dieselfde regering, ons is onder dieselfde vloek. Ek bid vanmôre, wees u kinders genadig. Ons wil vanmôre verklaar, ons distansieer ons van hulle uitsprake. Israel is God se volk. Israel is God se eiendom. En ons vra vanmôre, Here, hoor baie fyn, as ons vir u vra, ons vloek nie saam vir Israel nie. Ons bid vir hulle. Ons bid dat God hulle sal deurdra, ons bid dat God hulle wysheid sal gee, ons bid vir die beskerming van Jerusalem. En ek bid vanmôre, vir elkeen van ons, Here, dat ons u stem duideliker gaan hoor, soos die dae boser word. Vader, ons praat die realiteit van die Bybel. Die woord van die Here sê, in die laaste dae gaan julle swaar hê. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld gewen, oorwin. Dankie dat ons vanmôre ons swakke hand in die sterk regte hand kan sit. En kan weet, met my God sal ek 'n bende storm. Met my God sal ek oor 'n muur spring. Met my God wen ek altyd. Word verheerlik, Vader, is ons gebed. In Jesus se naam en ons dankie daarvoor. Amen. Baie dankie julle ouens. Ons het vanmôre die voorreg om te doop. Ek gaan vir ons ouens vra wat doop, of hulle net sal vorentoe kom.